Ons gaan vanoggend saam lees uit die woord van die Here. Ek gesels vanmôre met jou oor die kruisiging van Jesus Christus. Vanoggend voordat ek gaan lees, wil ek net vir jou sê wat ingekom het, kind van God. Ek glo hierdie boodskap gaan nie net diep in die hart van die kruisiging van Jesus inspreek nie, maar ek glo dat hierdie boodskap ook jou gaan konfronteer vanmôre. En ek glo dat ek dink, is my oortuiging dat as die evangelie ons nie ook konfronteer wanneer ons daarmee omgaan nie, dan dink ek lees ons dit dalk deur 'n bril of 'n wêreldbeskouing wat miskien eie soortig is. En weliswaar, terwyl ons weet dat Jesus vir ons gesterf het aan die kruis en hierdie groot offer vir ons gebring het, is dit ook so dat die evangelie nie net sentreer rondom die feit dat Jesus vir ons gesterf het nie, maar dat sy sterwe vir ons en ons geloof daarin ook 'n implikasie het vir ons eie lewe. En vanoggend wil ek met jou 'n bietjie gesels, 'n paar gedagtes daarmee deel. Ek hoor die week iemand sê, en by geleentheid het hulle dit al gesê, veral wanneer ons beelde sien van Jesus wat uitgebeeld word in die kruis waar hy gelei het, beelde en video's soos Passion of the Christ, en dan wil mense dit vermy, en hulle sê nee, ek wil nie daarna kyk nie. Maar ons het nodig om ook daardie kant van die kruisiging geskilder te sien, en te besef dat die dood van Jesus was 'n wrede dood gewees. En dat ons nooit die evangelie moet verromantiseer nie. Dat dit net oor die mooi, sagte beelde gaan, maar die evangelie is 'n werklike evangelie, is radikaal, dit het gepaard gegaan met 'n wreedheid. En die prys wat Jesus vir ons betaal het, was geweldig en onsaaklik groot gewees. Vanoggend is die teks wat my kernteks dan van hierdie oggend se boodskap, my titel is Dra jou kruis in die oopte, en Lukas 9:23 is die woorde van Jesus, bekende woorde uit die gedeelte uit wat gaan oor om die kruis op te neem, en Jesus sê, hy sê in vers 23, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, en elke dag sy kruis opneem en my volg. Kan ek dit weer vir julle lees? Laat dit insink, die woorde van Jesus, dit kom uit sy eie mond. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en elke dag sy kruis opneem en my volg. Nou, ek weet nie of julle onlangs die video gesien het op die sosiale media wat versprei is van 'n man, 'n evangelis met die naam van Reine Coetzee. Ek dink sy prent sal op die bord wees, wat met 'n lewensgrootte kruis besig is om van Kaapstad af, hy die 14de Maart het hy begin, te stap, en sy plan is om uiteindelik by die Tempelberg in Jerusalem op te eindig met die kruis. 'n reis of 'n roete, 'n kruistog van so ongeveer 10.000 kilometer, en natuurlik, as hy die ure gaan bereken, is 'n reis wat hom so ongeveer, as hy aanhoudend moet stap, sal dit om 2000 ure vat om daar uit te kom, as alles goed gaan. So as hy gelukkig is, sal hy so binne 'n jaar en 'n jaar en 'n half, behoort hy uiteindelik in Jerusalem te wees. En natuurlik weet ons, dis 'n reis, 'n roete wat strek die verskeie Afrika lande, insluitende Mosambiek, Tanzanië, Kenia, Somalië, Egipte, voordat hy uiteindelik in Jerusalem sal uitkom. En mense het langs hom gestap, langs die pad, en hulle kon nie glo nie, hulle het eers gevra, wat maak jy met hierdie kruis? En uiteindelik het hy vir hulle vertel, en hy het vir hulle gesê, dat hierdie is 'n geloofsreis, dis 'n reis wat God vir hom gesê het, hy moet onderneem, en die slagspreuk wat met hierdie kruis tog gepaard gaan, is een man, een kruis, een missie. Een man, een kruis, een missie. En hy sê dat hy hoop om op hierdie jaar en 'n half lange kruistog 3 dinge te doen. 1, die evangelie met mense te deel, die goeie nuus oral waar hy kom, en ek dink dit gaan hy definitief doen, en ek besef hy stap deur ook lande wat 'n redelike sterk moslim verteenwoordiging het, en ons kan gerus vir hom bid in hierdie tyd. En dan sê hy ook, tweedens wil hy vir al die gebrokenes wat hy teekom bid. En ek dink as hy net gaan bid vir die gebrokenes, gaan hierdie jaar en 'n half dalk 3 jaar word op die einde van die dag. Maar, en dan uiteindelik sê hy,
is die doel van hierdie kruistog, is om die wêreld te herinner aan die grootste offer wat ooit gebring is. En inderdaad sal die wêreld oor die volgende 18 maande 'n baie werklike en 'n baie sigbare teken in hulle midde hê, dat daar 'n kruis was, dat daar 'n verlosser was, 'n Jesus wat vir ons gesterf het 2000 jaar terug aan die kruishout van Golgotha. En ja, net so is vandag, ja, hierdie Paasnaweek, hierdie Vrydag dan in die besonder ook 'n tyd vir ons as kerk om opnuut stil te staan by die waarhede van die woord en ook herinner te word aan die feit dat Jesus Christus, God self, ons plek ingeneem het op die kruishout van Golgotha. En die woorde van Paulus so mooi uitdruk, en die twee boodskappe wat so mooi aansluit, en ek wil jou nooi sommer nou, moenie Sondag mis nie. Sondag se boodskap is 'n direkte uitvloeisel van hierdie woord, jy mag dit nie mis nie. Maar Paulus sê in Romeine 4:25 die volgende, hy sê dat Jesus, ja, hy oorgelewer is ter wille van ons misdade en dat Jesus ook opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. En daarom terwyl ons vandag weliswaar die dood van Jesus gedenk, kan ons dit nie losmaak van die opstanding nie en moet ons dit ook in die oog hou vanmôre. Maar terselfdertyd natuurlik is die kruis vandag nie net daar om ons as Christene te herinner aan die feit dat Jesus Christus vir ons die kruis na Golgotha gedra het en die kruis verteenwoordig die sonde van die mensdom, die sware las wat geen mens vir homself op homself kom neem om weer in 'n verhouding met God te staan nie. Maar is dit ook vandag opnuut 'n herinnering aan ons as kerk? Vir ons wat sê dat ons glo in hierdie kruiswaarheid, vir ons wat sê ons glo in Jesus, dat ons ook vandag moet besef dat Jesus Christus vir ons wat in hom glo ook 'n kruis gegee het om te dra in die wêreld waarin ons leef. En ons gaan terug na die woorde van Jesus. Luister weer wat sê Lukas 9:23. Dis Jesus se eie woorde. Hy sê: "As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en hy moet my volg." Nou daar's 3 dinge vanmôre wat Jesus uit hierdie teks in ons midde wil laat. En ek wil vanoggend kortliks met u daaroor praat. In die eerste plek in die teks is dit baie duidelik dat Jesus sê, wanneer hy die uitnodiging rig, is dit 'n uitnodiging wat gerig word aan alle mense. Kan julle dit sien in die teks? Verseker so, nê? Nee. Ja, die woord iemand wat hy daar gebruik, beteken terselfdertyd enige iemand. Met ander woorde, almal is welkom. Nou, dit beteken nie almal gaan saam nie. Nee, hulle vra as iemand vra nou die dag, waarvoor staan die AGS? Wat beteken dit? En natuurlik weet ons, dit beteken almal gaan saam. Maar dit beteken nie almal gaan saam nie. Dit beteken net almal is welkom om op hierdie kruistog saam met Jesus te gaan. Maar dit is ook so dat nie almal kies om op die kruistog saam met Jesus te gaan nie. En dit is hartseer dat dit selfs nog in die dag waarin ons leef, dat daar steeds mense is wat glo dat dit net sekere volke en sekere groepe mense is in die wêreld wat mag saamgaan, wat op hierdie kruistog van Jesus mag gaan. Selfs sekere kerke wat glo dat dit net hulle is die uitverkore, die eindtyd kerk en al die ander kerke is deel van Babylon of die groot hoer en sal nie by die bruilofsmaal van die lam wees nie. Laat my dink, en ek het julle al dalk vertel van die AGS ou, en ek moet nou maar ons eie denominasie gebruik wat oorlede is en hy is toe hemel toe en toe daar bo by die hemel kom, toe sien hy daar in die hemel, die eerste ding wat hy sien is so groot muur wat soos 'n stad lyk. En hy sien toe vir Petrus daar en hy roep hom en sê van Petrus, jong, sê bietjie vir my, wat gaan hier aan? Wat is hierdie groot muur? Hierdie stad wat hier is. En Petrus sê toe vir hom, nee, kom. En daar's 'n leer en hulle klim maar by die leer op en toe hulle daar bo oor die muur kom, toe sien hulle daar so 'n klomp mense wat hande klap en in tale praat en hulle hande in die lug. En is te lekker daar binne en hy sê toe, wie is hierdie ouens wat hier is? En Petrus sê toe vir hom, jong, dis die AGS. Maar sst, hulle dink hulle is alleen hier. Ja, soms dink ons gaan alleen daar wees, maar Jesus maak dit baie duidelik in Matteus 28:19, die kruis was vir alle mense.
In Matteus 28:19 sê Jesus, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Die Griekse woordjie ethnos, wat hier gebruik word vir nasies, beteken letterlik alle volke, alle etniese groepe, alle kulture, alle nasies word genooi. Later in Openbaring, hoofstuk 7 vers 9, wanneer Johannes die hemel geopen sien, die gordyn word oopgetrek en hy sien 'n skare, 'n menigte mense in wit geklee voor die troon van God, net na die weggraping, kort voor die wederkoms van Jesus. En dan sê Openbaring 7 vers 9 duidelik, hy sê, daarna het ek gekyk en daar was 'n groot menigte mense, wat niemand kon tel nie, uit elke nasie en elke stam, volk en taal. En daarom mag dit nooit wees dat wanneer ons na die kruis kyk op 'n Paasfees, dat ons dink dit was net vir my en my huis gewees nie. God se hart en sy roeping en sy sending is na 'n wêreld, 'n ganse wêreld, 'n etnos, wat alle mense insluit. En daarom sluit dit ook vir jou in vanmôre, as jy ingekom het vanoggend, of dalk luister na die boodskap na afloop van die diens. As jy hier is, beteken dit dat die genadedeur van God nog oop staan vir jou en my. Dis hierdie kant van die graf wat ek en jy nog 'n geleentheid het om ons eie harte oop te maak vir Jesus. Die Bybel sê vir ons dat wanneer ons die roepstem van die Here hoor, wanneer die Heilige Gees kom en hy ons oortuig van sonde, van verlorenheid, van geregtigheid en oordeel. As ons harte sal oopmaak en die knie voor die Here sal buig, sal hy inkom in ons harte, en Openbaring 3 sê, sal hy maaltyd hou met ons en ons met hom. Dis 'n metafoor wat die Bybel gebruik om te sê dat hy gemeenskap sal hê, dat hy in verhouding sal tree met jou en my. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Dit maak nie saak hoe groot jou sonde is nie. Dit maak nie saak waar jy vandaan kom of hoeveel keer jy die Here teleurgestel het nie. Jesaja 1 vers 18 sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Hy sê, al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Jy weet, ons wat nou 2000 jaar later leef, of minstens amper 4000 jaar na hierdie geskryf was, weet nie wat skarlaken is nie, maar dit was in daardie tyd was dit 'n helder rooi kleurstof gewees, wat hulle in materiaal laat lê het, en in materiaal ingevryf het, en daai skarlaken was het so diep in die materiaal en die weefsel van daardie doeke ingegaan, dat dit onmoontlik was om dit ooit weer uit te kry. Dieselfde met purper. Purper was 'n diep sterk kleur, gebruik vir koninklike klere, wat weer eens spreek van die diep ingebedde aard van sonde in ons lewens. En Jesus sê, as dit jy is vanmôre, wat sê Here, sonde het so diep in my lewe ingekruip. Dis soos skarlaken, dis soos purper. En dit voel ek kry dit nie uit nie. Jesus sê, kom na my toe, as jy kom kniel by die kruis. As jy my liefdesaanbod aanvaar, sal ek dit wat soos purper is, dit wat soos rooi soos bloed is, sal ek wegwas. En ek sal dit maak so wit soos sneeu. Ek sal dit maak so wit soos wol. Maar jy weet, broers en susters, dis die aard van die evangelie boodskap, en dit is dat God niemand dwing om hom lief te hê of om hom te kies nie. God het alle mense 'n vrye wil gegee. Ja, daardie onvoorwaardelike liefde van die Here roep na onvoorwaardelike liefde. Dis nie soos 'n arranged marriage nie. Nou ja, in ons kultuur het ons gelukkig nie arranged marriages nie, nê, waar iemand gedwing word om 'n bruid of 'n bruidegom lief te hê nie. Maar die liefde wat God soek, is 'n keuse, 'n liefde wat onvoorwaardelik terug wil lief hê, soos wat hy ons lief het. Hy droom van 'n bruid wat hom sal lief hê met dieselfde liefde waarmee hy ons lief gehad het. En die wonder van hierdie liefde is dat God nie sê, jy moet dit uit jouself uitgee nie, want Paulus sê in Romeine 5 vers 5, hy sê, God het sy liefde, sy agape liefde, onvoorwaardelike liefde in ons harte uitgestort deur die Gees wat hy ons gegee het. Loof die Here, selfs die liefde waarmee ons ego tot sy liefde is 'n geskenk van God. Wat 'n genade het die Here nie aan ons bewys nie. Hy droom van 'n bruid wat hom sal lief hê met dieselfde liefde. En dit maak nie saak vanmôre watter volk of taal of watter nasie nie.
elke een wat sy offer aanvaar, word genooi om hom te volg, word genooi om saam met hom die kruis op te neem op die kruisdag. Maar ons weet in die Bybel dat die beeld van ons verhouding met hom word voorgehou as die van 'n bruid en 'n bruidegom, nee. Nou wie van julle wat hier is, kan ek sien die hande, wie's getroud hier? Steek net gou die hande op net vinnig. Daar's net baie duister jare terug, dit het my eers wonder, as ek toe nog as jy getroud is, weet ons natuurlik dat verhouding kom nie net van een kant af nie. Daardie liefde wat jy verklaar het die dag toe jy ja gesê het vir jou bruid, word gereflekteer in die huweliksbeloftes, en miskien kan ek jou net so 'n bietjie herinner aan die huweliksbeloftes, en as jy nou jou liefie wil draai, is dit 'n goeie tyd om nou daai vows te renew. Maar hoor net hier, wat het ons beloof, het ons voor die kansel gestaan het. Michael, neem jy vir Adele, en verklaar jy plegtig in die teenwoordigheid van God, en roep jy almal hier as getuies, dat jy haar neem, as jou enigste en wettige vrou, om saam met jou te deel in die heiligheid van die huwelikslewe, in tye van voorspoed, sowel as van teëspoed, van gesondheid, sowel as krankheid, en dat jy haar in alle omstandighede sal beskerm, sal versorg, sal vertroos, en geen losmaking van haar sal soek nie, tot dat die dood julle skei. Onthou julle nog daai beloftes? Broers en susters, dis dieselfde belofte wat ek en jy gemaak het die dag toe ons Jesus Christus in ons hart en ons lewe ingenooi het. Dis 'n genade wat, en 'n liefde wat nie net van een kant af roep nie, maar 'n liefde wat 'n liefde genereer en uitroep na liefde. 'n Onvoorwaardelike liefde waarin dit nie net gaan oor dit wat hy vir my aan die kruis gedoen het en dit wat ek ontvang nie, maar dis 'n pad van disippelskap, dis 'n kruistog waar ek 'n volgeling van Jesus word, en waar dit nie net iets is wat ek moet verstaan nie, maar luister hier, dat dit iets is wat Jesus my roep om te dra. Die kruis, die evangelie, is nie net 'n konsep wat ek moet verstaan nie. Dis 'n oproep van Jesus om iets op te neem, 'n nuwe identiteit, 'n kruis, 'n nuwe lewe, om iets te dra. En daarom sê Jesus in die tweede plek, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. Hy moet sy kruis elke dag opneem en hy moet my volg. Ja, Paasfees, soos Paasfees met Christus en die kruis sentraal, herinner dit ons daaraan dat Christendom nie net iets is om te verstaan nie, maar dat dit iets is wat jy elke dag van jou lewe dra, en dat dit 'n kruis is wat, soos Reini Coetzee dit vir ons so duidelik uitbeeld, dat dit 'n kruis is wat vir almal sigbaar is en wat jy elke dag van jou lewe opneem vir die wêreld om dit te sien. Ja, ek dink aan die betekenis daarvan in die dag toe Jesus dit gesê het. Nou in die Romeinse wêreld was die kruis, weet ons baie goed, 'n instrument van die dood gewees. Dit was 'n kruis wat vernedering geïmpliseer het en ook spot. En wanneer iemand so 'n kruis gedra het en hy deur die strate van Jerusalem gekom het of buitekant die strate en hy daardie dwarsbalk van 30 tot 50 kg op sy skouers gehad, blootgestel aan die publiek, het dit een ding gesê: ek het die reg op my lewe het ek verloor. En dis wat Jesus eintlik vir ons sê. Wanneer ons agter Jesus aankom en 'n volgeling, 'n disipel van Jesus word, het ek as ware die reg tot my ou lewe, my eie self prysgegee, oorgegee en dit verruil vir 'n kruisidentiteit. Identiteit wat ek nie langer soek in die wêreld, my eie accomplishments, my eie stel reëls van wat waarde en waarde nie is nie, maar ek het dit verruil vir 'n kruis, 'n identiteit in Christus wat ek elke dag van my lewe moet opneem. Dis identiteit wat roep daarna dat ons elke dag in onsself sal sterf. En daarom het Jesus ek hou van hoe Jesus dit aanbied. Want Jesus het nooit mense net na die kruis toe geroep. Luister mooi vanmôre. En gesê, luister, as julle by hierdie kruis kom kniel, as julle my aanbod aanvaar, dan gaan alles net regloop in julle lewe nie. Ek het Sondag daaroor gepraat, hy het nooit gesê dat as julle agter my aankom, gaan julle 'n lewe net van prosperity hê nie, soos die teologie wat daar vandag die rol te doen en verkondig word, 'n halwe evangelie,
wat 'n kragtelose evangelie is. Maar Jesus het dit baie duidelik gestel en ek moet dit vanmôre vir u sê, broers en susters. Jesus het in Lukas 14 gesê, as iemand my wil volg, moet hy eers die koste gaan bereken. Hy moet die koste gaan bereken. Want om 'n disipel van Jesus te wees is nie 'n uitnodiging tot 'n lewe van gemak nie, maar dis 'n uitnodiging tot 'n lewe van totale oorgawe aan die Here. Die kruis is nie 'n las wat jy dra vir Jesus nie. Die opneem van daai kruis is die opneem van 'n nuwe identiteit in hom. Paulus het dit verstaan, hy sê Galasiërs 2 vers 20, hy sê ek is met Christus gekruisig. Luister mooi wat sê hy. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Maar Christus leef nou in my. En dit beteken dat die kruis en ek een geword het. Elke dag neem ek opnuut die kruis op. En waar ek gaan daar die kruis. En dis een ding van 'n kruis. As ek daardie kruis kon vat, dan is die beeldspraak wat Jesus vir ons noem. Imagine julleself nou vanmôre, ons almal hier, gebruik bietjie jou geheiligde verbeelding. Ons almal sit hier met 'n kruis. Kan jy dit indink vanmôre? As ons hier uitgaan, daar by die deur, in die kar, kruise in. Daar by Pick n Pay, daar kom die Christene. Hulle het hulle kruise. Hulle is gekenmerk aan hulle kruise. En dit is wat dit beteken vanmôre. Luister jy vanmôre, as jy die kruis van Christus opgeneem het, kan die kruis nie weggesteek word nie. Hy kan nie weggesteek word nie. En jy hoef ook nie vir mense te vertel, jy dra 'n kruis nie. Kom kerk, hulle sal dit duidelik sien in ons keuses, in ons woorde, in ons optrede. En jy kan nie die kruis maandag werk toe vat, en dinsdag werk toe vat, en woensdag ons jy opstaan, en jy's kwaad vir die kat, en vir die vrou, die kruis by die huis los, en vir die ouens by die werk, gaan weet, as jy daar opdaag. Hulle sien al soms soos jy in die parkeerarea, of in die parking uitklim, hier ou sy kruis by die huis gelos vandag, ek moet net sy pad uitbly. Nou raak dit 'n dualisme, dit raak iets wat mense nie verstaan, omtrent dit het ons leef. Waaroor gaan die kruis van Jesus dan? As ek maandag by die werk opdaag, dan moet mense kan sien, ek het my kruis saam met my. En daarmee saam met ons besef vanmôre, as jy werklik die kruis opgeneem het, dan beteken dit vanmôre dat die kruis van Jesus nie oral inpas nie. Weet hulle sê dat die mates wat gegee word, as jy nou 'n bietjie 'n deep search gaan doen daaroor in die kommentaarskrywers, dan sê hulle die geskatte hoogte van die kruis in daai tyd was so 2.5 tot 3 meter gewees. Nou, dis min of meer soos hierdie kruis dalk 'n bietjie langer. Dit was die horisontale of die vertikale balk gewees en dan die dwarsbalk was so 1.8 tot 2.4 meter gewees, nê. Nou dink vir jouself as jy daai kruis op het, nê, dan is dit mos logies gesproke so dat jy nie oral kan gaan en ingaan as jy daai kruis saam met jou het nie. Jy kan nie. Daar sekere plekke waar jy nie kan ingaan en deurgaan met die kruis nie. Daar sekere deure waar die kruis nie toelaat nie. En daarom sê Jesus, as jy jou kruis opneem, moet jy my volg. Jy moet my volg. En jy sien waar Jesus lê, sal hy altyd seker maak dat jy in die kruis inpas. Waar Jesus ons lei, sal hy altyd seker maak dat die kruis inpas. Daar waar hy lei, sal dit nie nodig wees vir ons om die kruis buite te laat nie. Ja, as ons dink ons eie lewe, ek het hierdie droom, maar die kruis pas nie in nie, ek los hom buite, ek sal later weer kry. Ek wil vanmôre sê, as die kruis nie volledig in jou drome inpas nie, is die kans goed dat daai droom nie van God af is nie. Waar is die jong mense vanmôre? Ek wil saam met my vriende, ek moet saam met hulle daarheen gaan. Ek wil vir jou een ding sê, dis een plek waar die kruis en jy nie inpas nie, en dis by die deur van die Joel. Nou los die jong mense die kruis, die Vrydag aand, daar buitekant, daar is so 'n plek waar al die Christene hulle kruise sit. En dan gaan hulle in die Joel in. En hulle gaan Joel en as hulle uitkom, dan vat hulle kruise weer huis toe. As die kruis en jy nie inpas by die deur nie, beteken dit, die deur is nie deur God daar gesit vir jou nie. Ja, dit geld vir ons verhoudinge, die dimensies van die kruis pas nie in ons verhoudinge in nie. En uiteindelik, as die kruis nêrens meer inpas nie, nê, kry ons 'n klein kruisie. Wie ken die klein kruisie?
wat my leefstyl beter pas, want die groot kruis skep ongemag, want jy sien 'n klein kruisie kan ek in my sak sit, en ek weet hy's daar, ander weet nie hy's daar nie, maar die lekker van 'n klein kruisie is, man, hy's is my gewete. Want ek sit my hand in my sak en ek voel hy's hier. So daar's nog 'n mate van sekuriteit wat hy my bied. Maar die probleem is dat net ek weet hy's daar, die wêreld kan hom nie sien nie. En partykeer haal ons hom uit, ons gebruik hom soos wat ons wil, nê? Soos wanneer pa en ma vir die kinders sê, Vrydag aand, jy gaan jeugbyeenkoms doen, nê? En ons haal hy kruisie uit en ons flash hom so, amper soos my pastorale kaart wanneer ek by die hospitaal besoek aan af lê. Buite besoekure. Dan flash ek net daai kaart en sê, hey, I'm a pastor, julle moet my inlaat hierso. Flash hom. Jy sal Vrydag aan jeug toe gaan. Ek flash die kruis wanneer ek wil, maar Sondagoggend is ek self as pa en ma, is ek nie in die kerk nie. Ek het 'n kruisie in my sak. Preek verander op 'n Sondag, oor dinge wat ek self in die week nie doen en leef nie. Jy sien, ek dink baie keer doen ons dit, want ons besef dat die kruis maak vir my 'n teken. En dit is 'n werklikheid wat ons moet aanvaar. Jesus het gesê, julle moet voordat julle my wil volg, moet julle koste gaan bereken. Die kruis was nie net oor wat Jesus vir ons gedoen het nie. Ons ontvang 'n kruis by die kruis. Jy sien, as jy die kruis dra, word jy geassosieer met Jesus. En Jesus was verwerp, hy was bespot en hy was gekruisig gewees. Jesus sê self in Johannes 15:20, hy sê, as hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Ek maak klaar. Paulus beeld hierdie op die mooiste manier uit. En Sondagoggend, dit duidelik so op Sondagse boodskap. Maar hoor die stelling vanmôre, luister mooi. 'n Halwe evangelie is in wese 'n waardelose geloof. Hoor mooi vanmôre, kerk. Jesus het nie doekies omgedraai oor die evangelie nie. 'n Halwe evangelie is in wese 'n waardelose geloof. Daar was mense in die tyd van Paulus gewees, ek hou dit kort, wat gesê het, hulle glo in Jesus, hulle glo in die kruis, maar hulle het begin glo soos die Sadduseërs van oud, dat daar nie 'n opstanding uit die dood uit sal wees nie. En Paulus' argument was doodeenvoudig dit. Hy sê as julle glo dat Christus gesterf het, maar julle glo dat daar nie opstanding is nie, dan is julle almal se geloof te vergeefs. En dan verduidelik hy dit in vers 13 tot 17 en hy begin, hy sê, luister, as daar geen opstanding is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Jy kan jouself immers tog nie opwek nie. Die een wat lewe gegee het, as hy nie opgestaan het nie, hoe kan jy verwag dat daar opstanding uit die dood uit gaan wees? Hy sê, as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud, en dan kan ons net sowel die deure van die kerk nou toemaak. As daar nie opstanding was nie, was alles wat ons hier doen vanmôre vernietend en vergeefs gewees. En hy voeg en hy sê, by the way, dan is julle almal nog in julle sonde. Dan is julle almal nog in julle sonde. Dan is julle dood in julle sonde. Nog nie opgewek tot 'n nuwe lewe nie. Dan het die wat in Christus gesterf het, verlore gegaan. Net sê, so baie mense sê dit ook vandag. Ek glo in Jesus, maar ek hoef nie my kruis op te neem nie. Ek hoef nie myself te verloon nie, want Jesus het dit immers vir my gedoen. Dis 'n verskraling. Dis 'n halwe evangelie. 'n Halwe evangelie, luister jy vanmôre, het geen reddingskrag in die wêreld waarin ons leef nie. Dis die verskil tussen kennis en navolging, tussen geloof wat net verstaan en geloof wat dra. Luister, die Paulus sê, die opstanding van Jesus Christus is wat sin gee aan die kruis. So, sonder dit is die hele geloof leeg en dit kom tot niks. Ons leef in 'n wêreld vandag, broers en susters, luister mooi. Waar mense sê, Jesus het vir my gesterf. Maar baie sê, ek is nie bereid om sy kruis op te neem nie. Ek wil vir jou vanmôre sê, dis 'n leefvorm sonder geloof. Geloof sonder selfverloning is soos 'n graf sonder opstanding. Dit lyk godsdienstig, maar dit bring nie lewe nie. Een van die groot gevare in die dag waarin ons leef, is dat ons die kruis van Jesus gereduseer het tot iets wat net verstaan moet word. Iets wat ons aan 'n muur kan hang, 'n halsnoer om die nek of 'n waarheid bely, maar dit nie meer werklik dra nie. Teologiese wêreld word daar gepraat van reduction theology. Hoor wat sê dit? Wanneer die kruis net 'n simbool van hoop word, maar nie ook 'n oproep tot selfverloning nie. Wanneer die boodskap van Jesus se kruisdood verenig word of vereng word tot 'n verlossing sonder navolging, genade sonder gehoorsaamheid, geloof sonder ware lewensverandering.
Wanneer ons wil hê dat Jesus vir ons moet sterf, maar ons wil nie vir hom leef nie. Wanneer ons van die kruis 'n persoonlike reddingswaarheid maak, sonder 'n publieke getuienis of 'n daaglikse keuse. Jesus sê, glo in my. Maar hy sê nie net glo in my nie. Hy sê ook verloon jouself. Neem jou kruis op en volg my elke dag van jou lewe. Kind van God, met hierdie boodskap in ons hart vanmôre, terwyl ons hierdie naweek as kerk en geloofsgemeenskap, luister mooi, die dood en die opstanding van Jesus kom gedenk. Mag ons nie net weer in diepe dankbaarheid en verwondering dink aan die groot offer wat hy vir my gebring het aan die kruishout van Golgotha nie. Feit dat hy die kruis gedra het vir my sonde skuld, en inderdaad het hy het versoening bewerk. Daar is geen veroordeling meer vir die wat in Christus is nie. Hy het ons verlos. Ons het die voorreg om in 'n lewende verhouding met hom te staan. Maar mag ek ook vanmôre opnuut besef dat die kruis, Paasfees, roep meer as dit na jou en my. Dat ons moet reageer vanweë hierdie groot genade met 'n lewe van liefde en 'n lewe van toewyding. Hoor wat sê Paulus, hy het dit verstaan by laaste teks. Hy sê in 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 15, hy sê, en mag dit ook die uitroep van ons harte wees vanmôre. Hy sê, die liefde van Christus dring my. Omdat ons tot die gevolgtrekking gekom het, dat een vir almal gesterf het. En dit beteken, dat ons almal gesterf het. Vers 15, en hy sê, hy het vir almal gesterf. Hy sê, maar sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self sal lewe nie. Maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en wat opgewek is. Mag ons ook soos Evangelis Reine Coetzee, wanneer ons opstaan elke oggend in die wêreld ingaan, besef dat die kruis is iets wat ons elke dag dra. Elke tree wat ons gee, is die kruis met ons saam, en mag daar die kruis die eerste ding wees wat mense sien as hulle in ons teenwoordigheid kom. En mag dit ook vir ons so wees, dat net soos die verslaggewer vir hom gevra het, Reine, wat probeer jy bereik deur die dra van jou kruis? Dat dit ook ons antwoord sal wees, om die evangelie met ander te deel, die goeie nuus, om vir die gebrokenes te bid. Daar is soveel gebrokenheid in ons wêreld, en al wat God soek is 'n verlengstuk. Hy soek 'n bereidwillige hart. En derdens, dat die wêreld elke dag deur ons eie lewe herinner sal word, dat daar 'n redder was, wat die prys vir jou en my betaal het. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Vader, wat 'n voorreg, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg, Here, dat ons vandag U sterwe namens ons kan kom gedenk. Here, ons harte is oorweldig deur hierdie groot waarheid. Hoe kan dit wees? Hoe kan dit wees dat U vir my gesterf het? Ek verdien dit nie, Here. Ek verdien dit nie, U is heilig. En ons het almal gesondig, en daarom ontbreek dit ons aan die heerlikheid van God, maar omdat U liefde is, het U net nooit opgegee op U skepingsplan nie. Here, U kon dit anderster gedoen het, ons kon robotte gewees het, geen vrye wil nie, en dan was sonde uitgeskakel. Maar Here, liefde roep na liefde. Daarom het U ons 'n vrye wil gegee om te kies, om te reageer op hierdie onvoorwaardelike liefde. En Here, dis die gebed van ons harte. Dat wyl die offer wat U vir ons gebring het, die openbaring van die Heilige Gees vir ons 'n groter werklikheid word, soos wat ons groei. Dat iets in ons eie lewe sal gebeur, Here, dat ons ook sal reageer met dieselfde liefde en toewyding. En dat ons elkeen ons kruis sal opneem, Here, nie net in hierdie dag nie, maar wanneer ons maandag werk toe gaan, dinsdag werk toe gaan. Daar by die huis, Here, nie die ou klein kruisie in die sak nie, maar dat ons sal weet, die kruis wat ons dra, is vir almal sigbaar. En Here, dat daar die kruis 'n plek sal wees, waar 'n ander kan kom kniel, en dieselfde genade en liefde ook kan vind, wat ons gevind het, Here. Vader, ons bid dat hierdie naweek, terwyl ons as mense huis toe gaan, dat ons hierdie waarhede ook sal oordink, en Vader, ons is opgewonde om Sondag te kom, want wanneer ons hieroor praat, dan is dit nie omdat ons droog is, of hartseer nie, maar dit is hartseer getemper in 'n onsaglike hoop, want ons weet, die dood spreek nie die laaste woord nie.
Die graf is leeg. En daarom, Here, sien ons kans vir môre. Vader, dit is vir ons nou 'n voorreg om saam met U aan te sit aan die tafel wat U berei het. Die Hebreërskrywer sê, deur die eie liggaam heen, deur die eie vlees. En Here, wanneer ons hierdie broodjie neem vanmôre, wat Jesaja 53 sê, die liggaam verteenwoordig, deur die wonde van Jesus het daar vir ons genesing gekom, en die bloed wat spreek van ons verlossing. Is dit die gebed van my hart, en ons het dit ook gebid vanmôre. En kerk, ek wil jou vra, wil jy nie vanmôre daar waar jy sit nie. Jy is ingesluit, jy is nie 'n toeskouer tot 'n sakrament nie. Hierdie sakrament gaan oor Jesus, maar dit was vir jou. En vanoggend is daar behoefte in jou lewe is, en ons het daarvoor gebid, en ons het die Here gevra, Here, sal U vanmôre kom? Sal U sonder mense toedoen? Wanneer ons die elemente gebruik, sal U in mense se lewens deurbreek? Sal U Uself aan mense openbaar? Sal U vanmôre, Here, kom en agter die skerms van die sigbare dinge skuif? Here, as daar 'n houvas is, sal U dit breek vanmôre. Sal U as wonderwerkende God vanmôre kom, Here, en doen wat net U kan doen vanmôre. As daar siekes is, as jy vanmôre siek is, of weet van iemand, sluit hulle in vanmôre. Here, U woord sê, ons kan U vertrou daarvoor. En ons vra dat U dit vanmôre ook in ons midde sal doen. Word verheerlik in ons midde. Is ons gebed in Jesus se naam alleen. Amen.